soos altyd vir my 'n baie groot voorreg om u te bedien. En ja, Jaffa het vir my gesê, pas my skape op en gee vir hulle kos. So ek is gehoorsaam en in my voorbereiding vat ek tyd om te weet ek gaan vir julle kos gee. Ek wil iets sê, pastoor, dat Jaffa in sy ewige voorneme hierdie konferensie bepaal het. Regtig. Jy weet, as 'n konferensie aangekondig en dan wonder 'n mens, is dit nou al die moeite werd wat gaan voorlê? En wanneer hy begin praat, dan besef ek, joh, hy het dit bepaal voor die tyd vir elkeen van ons. En vanoggend die Gees van die Here wil werklik elkeen van u bedien. Elkeen. So dit is jou keuse. Wanneer ons kyk na sekere abstrakte terme, en nou is nie heeltemal abstrakt nie, maar vir ons is dit dikwels abstrakt omdat ons vinnig noem, soos byvoorbeeld geloof. Ja? Nou ons weet, ons roep dit wat nie bestaan nie, asof dit bestaan, maar wanneer ons in 'n sekere situasie kom, is geloof iets anders. Ja? En wanneer jy in die situasie kom, daai eerste 2 dae van COVID, dan quoteer ons skrif, want ons weet mos wat is geloof en wat gaan gebeur. Maar hierso as jou familielede om jou begin gaan en dinge begin verander, dan begin jy voel jou geloof mag dalk nie wees wat dit moet wees nie. Of jy het nooit geloof gehad nie. Want die uitkoms van dit wat jy bely het en gedink het jy glo, is nie dieselfde nie. En dan is daar sekere dinge, soos wat Dawid verlede week gepreek het, ook die woord van lydsaamheid, lankmoedigheid, en dan begin ons stoei met hierdie dinge. Is dit nou geloof, of is dit my lydsaamheid wat nie lekker werk nie? Nou ek gaan julle vanoggend met 'n paar dinge help, en julle gaan dit geniet. Die woord van die Here gee die goeie nuus, deur te sê, geloof kom deur die gehoor van die woord. So in hierdie kerk hoor ons gereeld die woord. So ons geloof word altyd deur versterk. En dan is daar ander tipe van dinge wat ons noem, spesifiek nou met hierdie fees, en dit is gemeenskap, communion with the bread. En wat beteken dit presies? Hoe het ek gemeenskap en eet ek die brood? Hoe werk dit in praktyk en wat gebeur alles daarso? So ek gaan julle help vanoggend. Maar ek gaan begin met die erns van hierdie diens. Nou wanneer ek sê erns, bedoel ek die erns en hoekom ons vanoggend daaroor moet bedien. Pastoor het gisteraan baie duidelik die verskil gebring tussen Pasga en nagmaal. Die Pasga was die skaduwee van dinge wat gebeur het. Die nagmaal is 'n ete wat ons in die lig uitbring en ons laat triomfeer in die lig. Hoekom nagmaal? Die tyd het ver gevorder. Dis amper middernag. Okay? Maar daar is een ete oor. En dit is 'n maaltyd, 'n nagmaal van restaurasie. Elkeen van ons het restaurasie in sekere areas nodig. Maar dan is daar 'n ander restaurasie, en dis die restaurasie van sy mond. Sy uitdrukking. En die Gees van Jaffa gaan ons spesifiek bedien, deur elkeen van ons te restaureer, sodat sy mond gerestoreer kan wees. Ons gaan dit nou verstaan, ek gaan julle mooi help. My skriflesing is so 4 versies uit Openbaring, 3 vanaf vers 14. Die maaltyd
tyd van restaurasie of restaurasie van die verreese woord in sy mond. Dit beteken die uitdrukking van die woord wat opgestaan het in sy mond. Die woord wat opgestaan het, is die woord van triomf en die woord van gesag, want hy het klaar oorwin. So wanneer ons lees, gaan ek net so 'n paar notetjies noem, en dan gaan ek julle lekker bedien met illustrasies, en julle gaan dit geniet. So julle moet dit net geniet vanoggend. Openbaring 3 vers 14. En skryf aan die engel van die gemeente van Laodicea, dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie. Getuie, ek wil net hê, maak 'n merkie in jou verstand oor getuie. Dit sê die getuie, die begin van die skepping van Jaffa. Dan vers 16, sê hy, maar nou, omdat jy lou is, en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug, of vomit. Vat 'n nota. Ons praat oor die restaurasie van sy mond. En jy is in sy mond. So as jy nie gerestaureer is in jou regmatige plek in sy mond vat nie, spoeg hy vir jou uit. Want sy uitdrukking bly kragtig. En sy getuie bly kragtig. En net ietsie hierso, net voor ons verder gaan. Hy het gesê, hy het 'n purpose en 'n intent met ons. En hy noem dit in Efesiërs 2, hy sê die intent is, dat julle aan die magte en die owerhede in die lig, die veelvuldige wysheid van hom sal verkondig. Hoor hierdie intent, wanneer jy in enige situasie kom, is dit warm in sy mond, wanneer jy opstaan teen die magte, en hulle verkondig, die veelvuldige wysheid van hom. Dit praat nou nie getuienis teenoor mekaar eers nie. Ons gaan nou daarby kom. Maar dit praat van 'n plasing van jou in sy mond, met 'n hoër dimensie. Jy kom nou in met autoriteit, en jy verkondig die verlossing. Jy verkondig die genesing aan die magte en die owerhede. Jy verkondig voorsiening aan die magte en die owerhede. Jy verkondig ook korreksie in jou lewe aan daai owerhede. En jy verkondig openbaring aan daai owerhede. As jy lou is, dan kan jy nie voldoen aan jou doel nie. Hier teenoor mense kan ons nog maklik die woord quoteer en 'n tipe van 'n getuienis uiter. En hulle kan nog dink ons is smart en ons is regte kinders van Jaffa. En ek vrees altyd as ons daarbo uitkom. Maar daar's magte om ons en engele. En hy sê ons intent, of die intent met ons, was om aan hulle die veelvuldige wyshede van Jaffa te verkondig. Dis 'n getuienis wat sê, daar's oorwinning, daar's gesag, daar's triomf. En dan sê hy iets vreemd. As ek jou uit my mond uitgespoeg het, is daar 'n kans, 'n nagmaal, want die tyd het ver gevorder. Want u sien, ons geloof het baie keer die as waarom die hele situasie draai gebuig. En dan sê hy, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Hy's nie meer, of jy's nie in sy mond en hy in jou mond nie. Dat iets met die getuienis gebeur. En dit het veroorsaak dat hy jou moes uitspoeg.
Want die krag van sy getuienis, van dit wat hy is in die lewe, het jy vir krag omdat jou geloof gebuig is. En hy was jou uitspoeg. Maar nou sê hy, die uur het ver gevorder. En ek staan by jou deur en ek klop. En hierdie klop is 'n sinnebeeld ook van sy intersessie vir ons. Hy sê, Petrus, die vyand het gesoek om jou te sif. Hy het jou geloof begin om jou te treiter op jou geloof, dit wat jy geglo het, sodat jy nie meer vir die magte kan sê wie en wat ek is nie. Petrus, maar ek het vir jou gebid. En hierdie klop, sê hy vandag, letterlik elkeen se naam. Melanie, ek bid vir jou. In hierdie stryd teen jou geloof. Ek bid vir jou. En sy gebed is nie, ek sit daar op die troon en ek noem hulle name nie. Nee. Nee. Sy intercession is iets anders. Want hy het die prys vir ons betaal. En nou het dit 'n vreugde vir hom geword wat hom voorgehou is. En hy gaan nie toelaat dat daai vreugde van hom weggeneem is. Hy begin bid vir jou. Hy begin bid vir my dat jou geloof behoue sal bly, net soos vir Petrus. Hy sê ek staan by die deur en ek klop. En as jy vir my oopmaak, as jy weet, ek intercede vir jou, en jy vertrou my weer, en jy nooi my binne vandag, sal ek ingaan na hom toe, en saam met hom maaltyd hou, en hy met my, ons gaan nou praat oor communion, en dan 'n baie belangrike een, aan hom wat oorwin, onthou hier, dis die laaste uur, dis middernag, dis die laaste maaltyd. Dis nie maaltyd van die Pasga, die skaduwee van sy kruisiging nie. Dis die maaltyd van die restaurasie van krag, autoriteit en triomf en om jou in 'n nuwe beweging te sit. Om aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon. Soos ek ook oorwin het. Wanneer ons dink aan hierdie troon, is dit nie 'n enkel troonstoel. En hy sit aan die regterkant nie. Dit is 'n troonkamer met galerye op galerye waar ons plek inneem. Saam met hom in sy troon om nasies, hy sê dit, volke en demone te oordeel, engele te oordeel. Dit is waarom die getuienis van ons aan die owerhede 'n baie spesifieke impak maak, want jy gaan hulle nie kan oordeel as jy nie vir hulle die reg en die verkeerd gewys het en die waarheid gewys het nie. Kom ons gesels 'n bietjie. Ek gaan begin met Hebreërs 1 vers 3. Illustreer gou vir julle ietsie. Gesprek, woorde, wat is dit? Wanneer ons met mekaar praat. Okay? En hier is die vrouens sal baie vinnig sê die man luister nie na hulle. En ek verstaan dit ook, ons is verskillende spesies. Maar waaroor gaan woorde? Ek en jy het 'n siel. 'n dimensie binne in ons, 'n emosie, 'n verstand, alles. En elke ondervinding in ons lewe, van voorgeboorte af al, het 'n merk gemaak op jou siel. Elke ondervinding het 'n merk gemaak op jou siel. En wanneer jy begin praat, nou nie hallo, hoe gaan dit, en dan
Maar wanneer ons begin gesels, is dit vriende en later meer intieme vriende, ons begin gesels, dan begin woorde die uitdrukking word van jou siel. Dis die express image of your soul. Jy gaan nie iemand leer ken as daar nie gesprek is nie. En hoe meer jy praat, hoe meer word die ander persoon se siel vir jou duidelik. Jy begin sy pyn verstaan. Jy begin sy lag verstaan. Wanneer jy in die kar ry, en daar is 'n opmerking oor die mooi berge, of bome, of wow, die diere, of whatever ook al, dan begin jy hierdie persoon se siel verstaan. Want daar was indrukke op sy sielsdimensie gemaak, 'n merk vanuit sy verlede. Melanie is 'n klipakkedis, ek het naby die Wildtuin groot geword, langs die Wildtuin, en dit het 'n merk op my gemaak, op my emosies. Ek love die natuur. Ek is mal daaroor. Ek love die natuur. My pa moes my menigmiddag kom haal het as ek gaan hardloop het met die kamera, dan gaan ek die buffels afneem. Die buffels nie agter 'n heining nie. Kyk, dit was vir my mooi. En ek het later geleer hoe om die paadjies te loop wat die diere gestap het. Ek het probeer onderskei wat is die windrigting dat hulle my nie ryk nie, maar ek was nie baie goed daarmee nie. Maar dit het 'n merk op my gemaak. So 'n merk dat ek later besluit het, toe die Here my roep vir die bediening, het hy met my oor 'n paar dinge gepraat, maar ek besluit ek gaan in die omgewing werk. Want dit het 'n merk gemaak op my. So is daar ook negatiewe dinge wat 'n merk op julle gemaak het. En wanneer jy so rukkie gesels met iemand, dan laat val daai persoon 'n woord of 'n houding uit sy hart uit. En jy kom agter hierdie merk. Jy verstaan nie die merk nie. Jy verstaan nie die optrede nie. Maar jy het merke. So jou woorde is die express image van wat jy binne-in is. Nou sê Hebreërs 1 vers 3. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese. Afdruksel van sy wese praat van the express image of Jah. So Yahshua, wat die woord is die express image van die Vader. So alles van die hele skepping af, hy is die getroue getuie van die begin van die skepping af, het 'n merk op hom gemaak. Halleluja. As hy so gekyk het, het hy die heerlikheid van die Vader gesien. En dit was die skepingsdoel oorspronklik met Adam en Eva, om te gaan van heerlikheid tot heerlikheid daar. Want al wat hulle moes sien, is nog 'n openbaring van hom, sodat hulle kan wees die express image. Hy is die uitdrukking van sy hele wese. En omdat hy die getuienis het van die wese, hy die getuienis van die wese, want daai express of daai beeld van Jaffa het 'n merk op hom gemaak wat hy nou dra as 'n proefondervindelike getuienis. Dis nie leë woorde nie. 'n Merk maak jou getuienis anders, maak jou uitdrukking anders. En die hele skepping en die hele werking van Jaffa, die geesrealiteit, het 'n merk op hom gemaak. En hierdie merk, vanuit hierdie merk, was daar emosionele meelewing, wat sê, nou is hy die express image
vers 10 sê, die engel sê vir Johannes, ek is 'n medediensknegt van jou, wat die getuienis van Jaffa het. En omdat ek die getuienis van Jaffa het, aanbid hom. Aanbid hom. Want wat het hier gebeur? Die express image het Johannes hier op die eiland in besit geneem. Ja. Hy het begin sien. Hy het die hele getuienis van Jaffa gesien. En nou het hy dit. Hy het dit in besit geneem. En die oomblik toe hy dit in besit neem, toe verander alles. Want nou sê hy, nou worship ek. Want ek het 'n ander beeld. En ek het 'n ander uitdrukking. Ek verstaan nou wat ek worship. En dan sê die engel, aanbid hom, want hierdie getuienis is die gees van profesie. Profesie is nie 'n voorvertelling van jou lewe nie. Profesie, die gees van profesie, is 'n eksperimentele, proefondervindelike werking nou. Ooreenkomstig die mate wat jy die getuienis van Jaffa in besit geneem het. Ek gaan vra my seker dat jy vir Tannie daai eerste slide opsit as jy kan. Almal ken daai is 'n top. En my meisiekind het nou daar vir my top langs die pad opgetel, daar in Lisel, wat Lisette, wat is haar naampie? Wat? Lisa. Want ek het ook iets oor 'n top genoem en sy het vir my enetjie opgetel wat vir my 'n pragtige aandenking is. Ons ken almal 'n top. En daai top het 'n punt, 'n draaipunt. En jy wen hom op met 'n tou. Jy gooi vir hom. En dan begin hy spin. En daai spin van die draaipunt is 'n energie wat oorgedra word in die liggaam van daardie top. Langs 'n sekere as. En dit bring daai hele top in beweging. In skepende beweging. Wat u sien, daardie draaipunt is die besitneming van die getuienis van Jaffa. Jy kan nie in sy woord warm wees, in sy mond warm wees, as jy nie die getuienis van hom in besit geneem het, en die energie van die getuienis wat 'n werklikheid is op daai draaipunt, kan jou geloof nie expand tot by die troonkamer. Dit gaan oor communion. Possessing the testimony. En nou kom ons by die verskil tussen communication en communion. Communication is wanneer ons met mekaar praat, en woorde dra miskien ons siel oor of nie, maar communion is wanneer die siel oopgemaak word en daar word deelgeneem aan die siel. Ons praat nou oor deelname met die siel van Jaffa, die woord. Dit beteken, ons gaan in sy teenwoordigheid in, en hy sê, by hierdie maaltyd, wil ek my binneste oopskeer vir jou. Laat jy kan
kan sien hier binnekant. Die ewige intent wat ek met jou gehad het. Dat jy kan sien, dit gaan nie vir my oor my lyding vir jou nie. Dit gaan oor die vreugde wat jy vir my voorgehou is. Die intent van dat jy my uitdrukking gaan wees, die express image van my goddelike natuur gaan wees. 2 Petrus 1 sê, deur communion, deur wanneer hy met jou praat in sy woord, en jy oop is, daai communion, dan vind daar 'n uitruiling uit van goddelike natuur. Net soos wanneer ek en my huweliksmaat intiem sou verkeer in gesprek, dan vind daar 'n uitruiling uit, omdat ons een is, waar my uiterlike vervaag, die lyne, die buitelyne, en syne vervaag, en daar vind 'n kommunikasie of 'n uitruiling van mekaar se wesens plaas. Jy word een gees, sê Maleagi. Julle moet mooi vir my verstaan hierdie ding. Daar vind 'n uitruiling plaas van gees en sielsdimensie. Jy begin deelname kry in die goddelike natuur. Wanneer ons kyk na die opstandingsbrood, en dit waarin ons deelname soek, is daar 3 belangrike dinge. Die eerste een is autoriteit. Om vir die demone in die lig te preek, dat hulle kan verstaan, beteken dit, wanneer ek en Jafashua in intieme gemeenskap gaan, verwag ek 'n openbaring, waar die woord in Kolossense van hom weer skielik duidelik word wat sê, hy het die magte uitgeklee, en hulle tentoongestel in die openbaar. Hulle kan nie wegkruip en hulle voordoen as iets sterk nie. Hy het hulle tentoongestel. En in hierdie gemeenskap maak hy oop en hy wys weer vir my daai beeld. Kyk wat 'n gesag het jy oor alles wat in jou lewe 'n merk gemaak het. Daar's gesag en autoriteit wanneer jy praat. Neem my getuienis, sê Jafashua, in besit. Vat weer my gesag. Ek gaan vandag vir julle 'n nagmaal berei, sê hy. En wanneer julle daai brood eet dit en neem terug die autoriteit wat jy deur 'n oomblik toe jou geloof aangevang is verloor het. Neem terug daai autoriteit. En wat doen autoriteit wanneer dit werklik is? Dit breek uit in triomf. Halleluja, dis nie meer 'n halleluja hier op die aarde nie, maar dis 'n halleluja wat elke mag oorwin en omstuit in sy beweging. Dis 'n halleluja wat sê, daar's 'n triomf, daar's 'n oorwinning, daar is iets in jou lewe wat jy nie kan keer nie. Dis 'n triomf. Dit plaas jou in 'n riehelm waar jy nie meer hier bedien nie, maar wanneer jy daar in die ligte in beweeg met vaandels van triomf en jou halleluja verander. Maar wat doen dit? Hy sê, hy was van die begin af, voor die grondlegging van die wêreld was hy geslag. En daar was 'n intent gewees. En hierdie intent is 'n ewige intent. Ek wil hê, die konsep van ewigheid moet vir 'n oomblik by julle plaas vind. Die konsep van ons 87 jaar op die aarde, dit het niks te doen met die ewigheidskonsep van die getuienis nie.
Die ewigheidskonsep, hy het gesterf voor die grondlegging van die wêreld al. Daai getuienis is jare reeds daar. En nou sê hy hierso aan die einde van die tyd, net voor die maaltyd, sê hy, dit sê die ewige waaragtige getuie. Hier's 'n getuie wat julle moet vasvat vandag, wat voor die grondlegging van die wêreld al besluit is, en wat julle ingesluit het in 'n sekere doel. Dit is 'n baie spesifieke doel, dat hier aan die einde van die tyd, is die laaste boodskap aan hierdie demone, wat hulle finaliteit gaan vloor, en wat 'n aanval hulle ook gaan hê. Dis 'n besluit van ewigheid geneem, en daardie besluit, onthou hierdie kerk is die laaste ene, wat bespreek word. Dis tyd vir die wegraping. Dis die laaste een. Dis die laaste bediening van 'n maaltyd aan 'n kerkgroep of 'n groep wat sê dis finaliteit nou. Ek gaan vir julle restoreer, sê hy. Ek gaan julle herroep. Ek gaan julle terugbring in my mond met autoriteit, want hier's 'n kragtige bediening vir elkeen van julle aan die demone in die lig. Daar's geen aanval, of het siekte, of het armoede, of het dwelms, of het verslaafdheid, of dit maak nie saak wat 'n tipe aanval daar is in jou emosies wat nie eers bestaan nie. Daai aanval het 'n getuienis van voor die grondlegging van die wêreld reeds. En daardie aanval se getuienis om hom finaal die negslag toe te dien, is geskrywe in die annale van die eeue. Ons gaan hom verheerlik, want daar's 'n triomf wat hier moet opkom. Wat sê dit? Dit sê, wanneer daai tol se draaipunt in gemeenskap kom, is daar energie wat deur die Heilige Ruach HaKodesh losgelaat word. Dit is 'n energie van beweging, wat daar die hele tol en daai hele liggaam in die eindtyd, in die hele ewigheid, daai tol se liggaam wys die energie wat losgelaat word in 'n ewigheidsperspektief. Dit is 'n oomblik van gemeenskap met hom en die uitruil en die vat en in besitname van sy autoriteit en sy gesag, wat daar die tol in beweging sit en jou geloof verander, nie in 'n vrees om die woord te bedien nie, maar in 'n loslating van energie deur die Heilige Ruach, soos op die dag van Pinkster. Voor die tyd was hulle maar bang en het die deure gesluit, want hulle het die getuienis gehad, maar hulle het net die getuienis tot by die graf gehad, en daar was nie 'n Heilige Gees, wat daar die possessie van die testimonie, die in beslagneming, in besitneming van sy getuienis, in 'n werking, in 'n motion gestel het nie. Sit vir my die tweede slide op, meisiekind. Wat is die vyand se doel? Hy wil nie daai woorde van gesag uit jou mond hoor nie. Hy wil nie daai woorde, daai lof, daai worship van prys uit jou mond hoor nie. En hy probeer om daardie as van geloof te buig. Maar daar was 'n intercessor en hy's nou nog daar. Halleluja! En die intercessor sê, ek bid vir jou, daai geloof, daai as van geloof mag nie wankel nie. Kom terug in die opstandingswoord en die opstandingsbrood. Kom terug in daardie ewigheidsperspektief, daardie intent wat ek vir jou bestel het. Ons gaan oorgaan tot die maaltyd. Dis die maaltyd van die restaurasie. Net soos omstandighede deur die vyand jou
So sê hy, vandag is die brood van die restaurasie daar, om 'n merk op jou te maak. Halleluja. Dis 'n anderste merk. Dis 'n merk van die ewigheid gaan sien en gaan respekteer. Want uit daardie merk uit gaan jy nou praat. Net soos ons praat en ons gesprekvoering normaal uit jou pyn en uit jou merke van jou verlede is. So is daar van vandag af. En nuwe merk op jou lewe. En ons gaan warm wees in sy mond om vanuit hierdie merk te verkondig aan die magte. Ek gaan vra dat jy almal staan saam met my. Twee aspekte. Jy weet die omstandighede wat in jou lewe oor jou gekom het. Wat 'n merk gemaak het. En hoeveel keer getuig ons vir daai demone in die lug oor die pyn en die smart. Dis 'n normaliteit by mense. Dis 'n ding waardeur almal gaan. Geweldige pyn. En moenie dink die vyand hou op nie. Hy slaat aan mekaar. Dat jy merke kan kry en vir hom getuig. Oor 'n neerlaag. Meneer, vandag sê hy daar's 'n maaltyd. Dis die maaltyd van die lig. Dis die maaltyd van troonbestuiging. Enthronement. Hoor weer, net na hierdie maaltyd moet julle julle plek op die troon inneem. Wat sê, hier is die inleiding tot gesag en autoriteit, tot heerskapheid. Ek gaan vra hulle die altaarwerkers die mense help. Ek het broodjies gekry. Kry elkeen 'n volle broodjie. Almal deel gou uit, laat almal volle broodjies kry. Dis brood van troonbestuiging. Restaurasie. Ek wil hê, jy moet jou tyd vat, dit gaan oor jou en die besitneming van sy getuienis. Daar lê die draaipunt van die tol. Daai draaipunt van die tol, wat deur die gees van Jaffa 'n beweging werk, wat niks kan keer nie, want dit gaan in die getuienis van ewigheid afbepaal. Elkeen kry 'n vol broodjie. Dit gaan nou omkom. Begin jouself posisioneer aan die tafel. En sê, Jaffa, herstel my nou in jou mond. Ek wil terugklim in jou mond. Met 'n fervent, 'n vurige gees. 'n vurige gees van gesag en autoriteit. Dis nie meer 'n getuienis wat ons met COVID begin het, wat vurig was die eerste 2 dae nie, want dit was in jou kop nie. Nee, dis 'n getuienis wat jy verkry het. Deur gemeenskap, jy kan begin eet. As jy die gedagte het, begin daai broodjies eet en sê, dit is die brood van troonbestuiging. Ek vat my gesag terug. Dis nie meer 'n temerige woord, wanneer ek die woord uitspreek nie. Dis 'n woord met gesag, wat aan die demone in die lug sê, wyk. Kry daai brood, en begin maaltyd hou. Hy sê, ek het geklop, as jy vir my oopmaak, ek het vir jou geïntercede. Laat die merk van sy getuienis, wat jy in besit neem, die ou merke oorskryf nou. 'n Nuwe merk in jou lewe wat jy nooit sal vergeet nie. Die merk van autoriteit en triomf. Jy kan nie op die rugbyveld hardloop met daai beker as jy nie in triomf is nie. Wat sê die oorwinning was daar. Hy's klaar oorwin. En ek verkondig nou in die wêreld, ek het daardie beker oorwin.
nou, Heilige Ruach, Yahshua, jy is die doper met die Heilige Gees, begin in beweeg, en sit daai spin, daai draai, op elkeen van hierdie mense, om 'n nuwe energie in hulle getuienis te kry. Restaurasie, daar's 'n merk, wat hy wil maak vandag, wanneer ons op eet, om jou ou merke te oorskry. Daai ou pynne, ons gaan nie meer die vyand die eer gee vir 'n ou merk nie. Daar's 'n merk van oorwinning, wat hy bepaal het vandag. Deur restaurasie, deur die eet, deur communion met hom. Ek eet sy woord, sy getuienis, en ek neem dit in besit vir my. Bely jou defeat, jou woorde, jou expression van defeat, want jy is buite sy mond, daar, en kom terug, met die uitdrukking van gesag en autoriteit, met die uitdrukking, die halleluja van triomf, oor alle omstandighede, oor alle pyn, en ervaar die spin van die Heilige Gees, wat het in ewigheid inwerk. As jy genoeg tyd daaraan spandeer het, gaan ek julle nooi om nagmaaltafel toe te gaan en dan vir julle wyn te vat. Want hy is die middelaar van die nuwe verbond. Wat sê ek bewerk die instandkoming en die volhouding van die nuwe verbond in jou lewe. Die nuwe verbond is die getuienisse wat in jou hart opgeskryf is. En daarom sê hy, in Romeine 10 en Deuteronomium 30 sê hy, jy gaan nie meer bid om Yahshua uit die hemel vir jou nader te bring in haar omstandigheid nie. Nee, hy sê ook, jy gaan nie in die diepte afdaal om Yahshua vir jou op te bring in haar omstandigheid nie. Hy sê naby jou, in jou hart en in jou mond. Oh, dis die woord van geloof. Dis die woord van gesag. Jy is in sy mond, so jy kan hom nie bid. Bring hom op nie. Jy kan nie bid. Yahshua, kom af en help my nie. Jy is in sy mond. Jy het die gesag. Hy bemiddel daai nuwe verbond. Jy kan niks doen nie, dis genade. Maar jy kan dit aanvaar en in besit neem. Neem daai verbond in besit. Laat hy merk van oorwinning. Nou duidelik in jou gees is. Dit moet jou hele natuur, jou expression, moet dit verander vandag. Halleluja. Sy nie 'n werklikheid nie. Ek kom teen elke gees wat jou verstand of jou hart wil beroof om sy volheid nie te kan ontvang nie. Ek breek nou so elke gees. Ek kanselleer en ek bestraf nou elke weiering, elke vorm van rebellie teen sy heilige waarheid. Sy woord is lig. Sy woord is lewe. Sy woord is oorwinning. Daarom sal die mag in die poorte van die doderyk
Ek maak in elkeen wat nou wil ontvang, elkeen wat nou sy gees oopmaak, maak ek oop die gees van goddelike inspraak, sodat hemelse heerskappy weer in jou gees kan terugkeer. Gesand van God, geseënde van hom, geseënde, ek verklaar jou, gesalf, geseënd in sy bonatuurlike heerskappy. Hy het gesê, Adam en Eva, as julle eet, gaan julle sterwe, en hulle het dit. Maar hy het gekom as die lewend makende gees. Hy is vanmorgen hier om die gees wat gesterwe het. Oh, wie hoor? Hy is hier om die gees wat gesterwe het nou lewendig te maak. Maak jou gees nou oop. Gee hom die halleluja. Gee hom die ere. Laat het lewendig, weer lewendig, sodat 'n goddelike heerskappy van jou besit kan neem. 'n goddelike heerskappy met sy salwing en met sy gemeenskap trek ek 'n streep en ek sê Satan tot hier toe en nie verder nie, want ek maak sy reddende krag los, ek maak sy verlossende krag los en ek roep oor hierdie dorp herlewing, ek roep in elke familie wat hier sit vanmorgen herlewing van redding. Satan, haal jou neergees af. Satan, vat jou sonde en vlug, vat jou bedwelmdheid en jou verslaving en vlug. Ek roep elke man en ek roep elke vrou as die lewende getuie, as die skeppingskrag van die lewende God. Laat het so wees. Gee hom 'n lofoffer as jy dit glo. Gee hom 'n prysoffer. Hy is die werklikheid. Hy is die werklikheid. Hy is die werklikheid. Halleluja, 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 halleluja. Hover net vir my nog vir so 'n oomblik. En steek vir my julle hande uit na Tannie Melanie toe. En ons verklaar oor haar as gevolg van 'n gehoorsaamheid om 'n finale streep in die volk te kon getrek het, verklaar ons dat die brood wat die merk is van restaurasie compleet in haar manifesteer, in haar kinders manifesteer, in haar vandag manifesteer, in haar môre manifesteer, en haar oormôre manifesteer, in die naam van Yahshua. Oh, it's very touchy. It's very touchy. Ja. Ja, ervaar hom net. Ervaar hom net. Ag, ek vra mooi toestemming by die liturg. Maar ek kry 'n woord van hom. Jy het nou net sy woord geëet. Daar's nou opstandingskrag. Wie hoor. Yes. Kom ons die heerlijkheid in. Bring die hemel 'n lofoffer. Satan sien jy. Hier's oorwinning in hierdie plek. Want daar's krag in die woord. Daar's krag in die brood. Hy's die brood van die ewige lewe. Daar's krag, goddelike krag, gesalf, geseënd,
Ek verklaar elkeen wat hom geëet het 'n oorwinnaar nou. Ag jouself gelukkig. Ag jouself geseën. En jy wat dit glo, sê God net dankie vir u lewende woord binne in my. En ek breek elke bonkende gees nou. Ek maak sy alwyse gees nou los binne elkeen se gees, sodat daar verligte oë in die hart gaan wees. Halleluja, halleluja. Satan weet, hulle keer nie terug na die ou pad nie. Hulle keer nie terug na die ou denke nie. Hulle keer nie terug na die ou gedagtegange nie. Maar die lewende woord in hulle, die lewende woord in hulle, bonatuurlik, dat hy wat swak was, nou opstaan en sê halleluja, ek is sterk in sy naam, in sy krag, in sy heerlikheid. Loof hom vir 'n oomblik. Halleluja.